Ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde geskape het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Seun, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Liewe broers en susters in ons Here Jesus Christus, ons almal het al iemand in ons lewe seën toegewens. Dit is 'n onderwerp, naamlik seëninge, waaraan ons in hierdie reeks so bietjie meer aandag skenk. En spesifiek die seënuitsprake van Jesus in sy bergpredikasie, soos opgeteken in Matteus 5. Laas keer het ons so bietjie gekyk na sowel die oorsprong van die seën, as ook na die eerste seënuitspraak van Jesus in Matteus 5 vers 3. Die volgende uitspraak van Jesus in vers 4 lui: Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Ek het myself al dikwels gevra wat hierdie uitspraak van Jesus beteken. Dit klink op sigself besonder eenvoudig. Laas keer het ons ook gesê dat ons hierdie begrip geseënd ook as gelukkig of as salig kan verstaan. Dus, gelukkig of salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Dit klink egter na 'n teenstelling. Wie sou tog nou vrywillig wil treur, sodat hy of sy salig of gelukkig kan wees? Dit het my dus laat wonder, maar hoe kan Christus hierdie presies bedoel? Verwys hy hier na almal wat treur oor die algemeen? Verwys hy dalk na mense wat oor alles moontlik treur? Of verwys hy hier miskien na mense wat slegs oor sekere dinge treur? En indien laasgenoemde die geval is, presies wat behels hierdie dinge? Om dit beter te verstaan, is dit belangrik om te kyk in watter konteks Christus hierdie seënuitsprake maak. As mens na die eerste een in vers 3 kyk, dan blyk dit duidelik dat dit daar oor die konteks van die koninkryk van God gaan. Hy betrek die seënuitsprake op die koninkryk van God. Hy maak die seënuitsprake uit die perspektief van die koninkryk van God. Die seënuitsprake begin met: Salig is die wat arm van gees is, of wat weet hoe afhanklik van God hulle in die gees is. Sekerlik is God se kinders ook van hom afhanklik ten opsigte van materiële, alledaagse dinge. Nie net sy kinders nie, maar ook die ondankbares en slegtes, soos in Lukas 6 vers 35 staan. Ja, God is goed ook vir die slegtes. Maar hier gaan dit in die eerste plek nie oor die voorsiening van die materiële nie, maar van die geestelike. Daarom staan daar dat die wat arm van gees is, of volgens die nuwe vertaling, wat weet hoe afhanklik hulle van God is, salig, gelukkig of geseënd is. Met dit in gedagte, in hierdie konteks, wat kan hierdie woorde van Christus dus beteken? Naamlik, salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Myns insiens behoort mens dit te verstaan met betrekking tot God en sy koninkryk. Toe Christus op aarde was, het hy volgens my verstaan heelwat rede tot droefheid gehad. Hy het as koning van die ryk van God
na die aarde toe gekom. Maar hoe is hy hier ontvang? Sy eie volk waaruit hy gebore is, naamlik die Jode, het hom verwerp. So ook baie ander mense. Oor Jerusalem spreek hy die woorde: Jy wat die profete doodmaak en die boodskappers stenig wat na jou toe gestuur is. Hoe dikwels wou ek jou kinders bymekaar maak, soos 'n hen haar kuikens onder haar vlerke bymekaar maak, maar julle wou nie. Vandag verwerp baie mense in die wêreld hom steeds. Ons sien en hoor elke dag hoe die Here Jesus en sy woord geminag en oneer aangedoen word. Nie net deur ongelowiges en vyande van die geloof nie, maar selfs binne die Christendom. Hoeveel mense wat hulself as diepgelowige Christene beskryf, maak sy woord en dis ook God tot 'n bespotting. God se woord word binne die Christendom deur al hoe meer nie meer as die geopenbaarde woord van God gesien nie. Dit word eerder as so 'n boek met mooi waardes en verhale vir 'n mooi lewe gesien. Ja, eerder soos 'n tipe lewensraadgewer met 'n sousie van geloof daaroor. Mense wat hulself diepgelowiges noem, laat die verharding van hul hart geld, in plaas van die liefde wat God ons kom leer en kom wys het. Die eie wil neem 'n belangriker plek in die lewe van baie in, eerder as die gehoorsaamheid aan God. Leë vormgodsdiens en pragtige sêgoed met die mond vier hoogtye in plaas van egte, diepe afhanklikheid van die Here. En mens sien al hoe meer hoe dit vir al meer mense belangrik word om gelykvormig aan die wêreld te word, eerder as om jouself as kind van God te distansieer van dit wat God bedroef. Ek is in die geloof daarvan oortuig dat dit God diep bedroef om te sien hoe hy oral uitgeskuif word deur baie mense, vir wie hy sy lewe aan die kruis gegee het, vir wie hy die ewige lewe gegee het in ruil vir sy eie lewe. Dit bedroef hom sekerlik, maar dit behoort ook sy kinders te bedroef. Volgens my verstaan is dit waarna hier verwys word, wanneer gesê word, salig is die wat treur. As dit jou nie ontstel om te sien en te hoor hoe God en sy woord elke dag vertrap en geminag word nie, dan is dit myns insiens 'n rede en die tyd om jouself te vra of jy dalk arm van gees is, of jy weet hoe afhanklik jy van God is, of voel jy dalk dat God vir jou 'n bysaak is en dat jy heeltemal goed sonder hom kan klaarkom. Maar as hierdie dinge jou ontstel, en as dit wat God bedroef, jou ook selfs diep bedroef, alreeds dan is jy gelukkig, want dit sê iets oor jou geloof. Dit sê dat die Here, sy woord en sy koninkryk vir jou belangrik is. Jy het dus dan nie maar 'n traagmynieagtige houding daarteenoor nie. Dit is wat hier bedoel word met salig is die wat treur. Hierdie tipe droefheid of treurigheid oor presies hierdie dinge vind ons ook by mense soos Esra en Daniël in die Ou Testament, waar hulle treurig is en bedroef is oor die ontrou van hul volk teenoor die Here en ook oor die gevolge daarvan. Maar gelukkig volg ook die res van hierdie seënuitspraak, naamlik dat die wat treur salig is
want hulle sal vertroos word. Hierdie belofte gee Christus aan ons hier in sy woord. Daar staan ook op ander plekke in die evangelies en ook in Openbaring, dat hy 'n einde aan al die ongeregtigheid en aan die verkeerde sal maak. Hy sal al die trane afdroog en daar sal nie meer hartseer en droefheid wees nie. Daar is egter ook 'n ander aspek wat bykom. In die eerste aflewering oor die geseëndes het ons gesê dat hierdie seënuitsprake van Jesus nie slegs uitsprake is nie, maar ook 'n oproep om te doen wat hier staan. Hierdie uitspraak naamlik, salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word, moet egter nie as 'n oproep verstaan word, dat 'n kind van God elke dag met 'n lang gesig in die geloof moet rondloop nie. Want slegs 'n paar boeke later in die Bybel, naamlik in die brief van die apostel Paulus aan die Filippense, lees ons by herhaling die boodskap, wees bly. In Filippense 4 staan die bekende woorde, wees altyd bly in die Here, ek herhaal, wees bly. In geen ander boek in die Bybel word soveel keer gesê, partymal net in ander woorde, dat mens bly moet wees in die Here. Hierdie twee boodskappe is egter nie teenoorgesteldes van mekaar nie, al mag dit dalk so klink. Mens moet altyd bly wees in die Here, omdat hy ons verlos het en aan ons die lewe geskenk het. Ons moet bly wees oor 'n heerlike ewige toekoms, bestemming en tuiste by hom. Wanneer ons egter daagliks die dinge sien wat permanent poog om ons rede vir die blydskap te vernietig, dan bedroef dit ons. Dit behoort ons te bedroef dat die Here sy koninkryk en sy woord oneer aangedoen word. Maar die belofte wat ons het, is dat ons vertroos sal word en dat al hierdie ongeregtigheid en alles wat ons ontstel en bedroef, nie ons blydskap in die Here tot niet sal maak nie. Hierdie troos is en sal vir ewig wees. Amen. Laat ons ter afsluiting saam bid. Ons almagtige God en hemelse Vader, Here, dankie vir u woord en dat ons daaruit meer oor u mag leer. Ons sien elke dag in die wêreld en dit bedroef ons hoe u en u woord geminag en oneer aangedoen word, dikwels selfs ook deur onsself. Ons maak dikwels keuses wat nie in ooreenstemming met u woord is nie. Ons vra u om u vergifnis daarvoor. En ons bid, skenk aan ons 'n afkeer in dit wat in u oë verkeerd is en 'n liefde vir dit wat in u oë reg is. Herinner ons altyd weer aan u belofte dat u ons sal vertroos. In die naam van ons Verlosser, Jesus Christus. Amen.